Dis Dinsdag, 'n nuwe dag, nuwe uitdagings en geleenthede. Kom ons leef vandag ons uitdagings in vrede met ons Skepper. Ons tema vir vandag is vrede met God. In Romeine 5 vers 1 lees ons: Ons het dan, omdat ons deur die geloof geregverdig is, vrede by God deur ons Here Jesus Christus. Die grondslag van volkome vrede is ons verhouding met God. Sonder vrede met God kan ons nie ware innerlike gemoedsrus ervaar nie. Deur Jesus Christus se offer aan die kruis is die kloof tussen God en die mens oorbrug. Ons kan nou met vrede met God hê, omdat ons sondes vergewe is en ons met hom versoen is. Ook in Filippense 4 vers 7 lees ons: En die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, sal julle harte en gedagtes bewaak in Christus Jesus. Hierdie vers uit Filippense is 'n wonderlike belofte van God se vrede, wat ons lewens oorvloedig kan vul. Paulus skryf hierdie woorde aan die gelowiges in Filippi, om hulle te bemoedig en te herinner dat God se vrede nie net gewoon of alledaags is nie. Dit gaan verby ons menslike begrip. Dit is 'n vrede wat ons nie self kan skep of verklaar nie, maar wat slegs deur Christus Jesus aan ons geskenk word. In 'n wêreld wat dikwels oorweldigend en onseker kan voel, bied hierdie vers 'n diep gevoel van sekerheid en troos. God se vrede is soos 'n wagter wat ons harte en gedagtes beskerm. Wanneer ons bang, bekommerd of oorweldig voel, kan ons op hierdie belofte staatmaak. Sy vrede sal ons innerlike wêreld beskerm, selfs wanneer die buitewêreld chaos is. Paulus het hierdie woorde geskryf in die konteks van gebed en danksegging. Hy het die gelowiges aangemoedig om hulle bekommernisse aan God oor te gee en deur gebed te lewe. Wanneer ons dit doen, ontvang ons hierdie onbegryplike vrede wat ons gedagtes en emosies in balans bring. Dit is nie 'n vrede wat afhanklik is van ons omstandighede nie, maar een wat voortspruit uit ons vertroue in God. Laat ons dus daagliks na hierdie vrede streef, deur ons lewens in gebed en oorgawe aan God te leef. Nie in vrede wat ons bereik nie, maar in vrede wat aan ons geskenk word, selfs wanneer die wêreld om ons heen onseker voel.